Dit is vandag Woensdag 14 Januarie. Ons is besig met Psalm 27 en ek lees vandag vir jou vers 4 en 5. Net een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek najag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel. Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan. Die tema van vandag is een ding begeer ek, om in God se teenwoordigheid te wees. Dawid het soms baie onstuimigheid in sy lewe ervaar en moes baie keer vlug vir sy lewe. Die enigste plek waar Dawid uiteindelik God se teenwoordigheid sonder konflik ervaar het, was in die huis van die Here. Dis hier waar hy vrede beleef het. God se teenwoordigheid het vir hom hierdie vrede gegee waarna hy gesmag het. Selfs vandag in ons moderne gejaagde besige lewe, het ons ook die begeerte aan God se teenwoordigheid. Daar is 'n Latynse uitdrukking wat deur die eeue heen 'n groot rol in die Christelike geloof gespeel het. Coram Deo. Letterlik beteken dit voor die aangesig van God. Dit is 'n manier van leef om elke oomblik in elke situasie met die bewussyn te leef dat God hier is, dat hy sien, dat hy naby is en dat ons hele bestaan aan hom behoort. Die wêreld leer ons sonder dat ons dit agterkom om in 'n sekere manier te leef, maar die Bybel nooi ons om anders te leef. Dit is 'n lewe wat nie gefragmenteerd is nie 'n kerklewe en 'n weeklewe apart nie, maar 'n geïntegreerde lewe in God se teenwoordigheid. Brother Lawrence was in die 1600s deel van 'n klooster in Parys. Hy het 'n baie intieme verhouding met God gehad. Die meeste gelowiges weet van hom, omdat hulle al die boekie The Practice of the Presence of God, wat na sy dood opgestel is, gelees het. Brother Lawrence het elke dag in alles wat hy aangepak het, sy verbintenis met Christus uitgeleef. Hy het nie sy lewe in kompartemente gedeel, soos ons maklik doen, en onderskeid getref tussen die sekulêre en die geestelike nie. Of hy nou besig was om te bid, en of hy nou aardappels in die kombuis geskil het, hy was bewus van God by hom, en het alles tot sy eer gedoen. Nog 'n voorbeeld is in sy boekie Signposts to Spirituality, waar Trevor Hudson 3 eenvoudige maniere waarop 'n mens jouself kan inoefen om die heeltyd bewus te wees van God se teenwoordigheid by jou. En hy noem dit as volg: om gedurende die dag te fokus en gereeld jou gedagtes op God te rig. Dink sommer net vir 'n oomblik gedurende die dag aan die Here. Om voortdurend dankbaar te wees. Doen alles wat jy doen, asof jy dit vir die Here doen. En so kan jy deur die dag gedurig bewus wees van die Here en in sy teenwoordigheid wees. Kom ons bid saam. Liewe Here, ek kom na U toe met 'n nederige hart. Dankie dat U my liefhet en altyd naby is, selfs wanneer ek dit nie voel nie. Here, ek vra U vir U teenwoordigheid om nou by my te wees. Vul my hart met U vrede, my gedagtes met U waarheid en my gees met U lig. Help my om bewus te wees van U in my gedagtes, my woorde en my dade. Lei my en troos my en trek my nader aan U. Laat my U liefde ervaar en weet dat ek nooit alleen is nie. Amen.